Ek wil iets interessant in die Bybel wys. Dis geweldig belangrik hoe jy God sien in jou lewe. Dit wat jy van hom beleef. Nou kom ek lees jou storie, Markus 6 vers 1. En Jesus het uit hierdie omgewing vertrek en met sy disippels in Nasaret aangekom waar hy groot geword het. Op die Sabbat het hy in die sinagoge met die onderrig begin. Baie van sy toehoorders was heeltemal uit die veld geslaan. Nou jy moet onthou, hy word erken as Here en leermeester. En die oomblik as mense hom erken as Here en leermeester, verander hulle lewe. Leermeester want hulle aanvaar sy lering, hulle doen wat hy sê en hulle lewe begin verander. Maar nie Nasaret nie. Hulle het gevra, waarvandaan kry hy al hierdie dinge, hierdie besondere wysheid en al die buitengewone krag om sulke wonders te verrig? Hy is tog maar net 'n blote timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Josef en Judas en Simon. En sy susters woon nie dan hier onder ons. Hulle het ernstig aanstoot geneem aan sy optrede. They took offense. Aanstoot beteken ek sit 'n muur tussen my en jou op. Hulle het hom nie aanvaar nie, hulle het weggestoot. Dis wat hulle gedoen het. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral geëer, behalwe in sy tuisdorp en deur sy familie en sy huisgesin. Vanweë hulle vyhandigheid kon hy daar in Nasaret geen besondere wonderwerk verrig nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gesit en hulle gesond gemaak het. Hy was absoluut verstom oor hulle ongeloof. Dan besef ek, as jy nie kan erken wie Jesus is nie, hoe kan jy glo? Ek dink mense sukkel met geloof, omdat hulle nie erken, hy is die leermeester, hy is die een wat genees, hy is die een wat God is, hy is die seun van God, dis wie hy is. Nou daar is 'n verskil om te weet, as 'n verskil om te erken. Hier het hulle aanstoot geneem, maar ons ken hom, ons weet wie sy broer en susters is, en hulle vergelyk hom met mense rondom hom. Jy kan nie God vergelyk met mense rondom jou nie. God maak nie soos die mense rondom hom nie. Baie mense kom en sê, man, almal het al my weggejaag, almal behandel my so. Dis nie wie God is nie. Jy kan nie God so behandel nie. Jy moet erken, hy is leermeester. Hy's besig om te leer in die sinagoge met wysheid. In plaas daarvan dat hulle hom aanvaar, begin hulle hom veroordeel en dan hulle vyhandigheid. Ek moet eerlik sê, mense besef dit nie, maar hulle is baie keer vyhandig teenoor die Here. Beklei sommer nie met die Here. Hulle is net vyhandig teenoor God se saak, teenoor God se kerk, teenoor God se woord. Hulle is vyhandig en hulle dink hulle kan die Here spyt. Hulle dink hulle kan nou iets regkry. Weet jy wat? Jesus het weggeloop en hy was verstom. Jy moet verstaan dat God raak stil in jou lewe, want jy aanvaar hom nie. En nou wil ek jou aanmoedig, aanvaar hom as leermeester. Leermeester beteken, ek kom naby en sê, Here, waar bly jy? Ek wil daar by u kom sit. Maria Magdalena, hulle het daar by Jesus se voete kom sit. Hulle het sê, Here, kom leer ons, kom wees hier naby. Hulle het saam met Jesus gewandel. Hulle het hom gevolg. Vandag is ek en jy wonderlik. Ons het die Heilige Gees in ons. Ons het God se woord. Ons kan luister vir die Here, want hy is Heer en hy is leermeester. Aanvaar hom vandag as jou leermeester. En dan moet jy jou vra, wat het die Here my geleer? Wat leer ek by die Here? Wat is daar om te leer by die Here? Wat leer ek by hom? Ek leer van sy liefde, leer van sy omgee, leer om die minste te wees, leer om vir mense om te gee. Dis wat ek leer, dis wat kom en my lewe verander, want ek laat toe dat God hier binne in my heers. Dankie dat julle luister, jy's 'n great blessing.